Okay. Want jy slaap daar. Jy verseker, elke periode. Jou werk lyk asof jy slaap. Okay, goed. Kom ons gaan net gou vinnig weer hierdie deur wat jy in graad 10 uit jou kop uit moes geken het. Lading word in coulomb gemeet, so dis waarvoor daai C is, dis coulomb. Hierso werk ons met baie klein dinge, unlike Newton se goed dat ons met groot goed gewerk het. Gewerk ons met kleiner dinge. So hier is coulomb, millicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb en picocoulomb. Okay? En elke sprong is 1000 en as jy na die linkerkant toe gaan, dan maal jy met 1000 en as jy na die regterkant toe gaan, dan deel jy met 1000. Okay? Hoe gaan jy daaraan dink? Jy gaan dink aan, sê nou maar jy wil gaan van meter na millimeter. As jy 1 meter het, hoeveel millimeter het jy? 1000. En as jy 1000 millimeter het, hoeveel meter het jy? 1 meter. Okay. Goed. Dan, so die eerste 2 bladsye is net so uit jou graad 10 notas uit, maar ek weet jy kan minder as niks onthou nie, so dis kom het weer een is. Gert. Dankie. Okay. Goed. So, wat is elektriese lading daar? Elektrostatika is die studie van elektriese ladings wat staties is. Staties beteken 'n stilstaande is. Die kleinste lading wat ons tans ken is 'n elektron. 'n Elektron se lading is minus 1.6 × 10⁻⁻19 en hy is op jou datavel. En die lading van 'n proton is 1,6 × 10⁻⁻19. Hy is nie op jou datavel nie, maar 'n proton is positief en 'n elektron is negatief. Okay, dan dit beteken, daai beteken dat as jy 1 coulomb lading het, dan het jy 6,25 × 10⁻18 elektrone wat verby 'n punt in 'n sekonde beweeg. So as ons sê, daar's 1 coulomb lading wat daardeur beweeg, dan is dit soveel elektrone. Dit is onmenslik baie. Dit is 6,86, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17 en 18. Soveel elektrone. Soos in jou lewe sal jy nie so baie geld sien nie. Okay. Dan 'n neutrale voorwerp beteken hy het eweveel protone en elektrone. Dit beteken nie daar's niks protone en elektrone nie. As daar niks protone of elektrone was, dan die ding nie bestaan nie. Neutrale ding beteken eweveel. En as dit elektrone verloor, dan word dit positief gelaai en as dit elektrone kry, dan word dit negatief gelaai. Kan dit protone verloor of bykry? Nee, want dan is dit 'n atoombom. Okay, dan het ons die beginsel van 'n lading kwantisering. Lading kwantisering, wat is dit? Die definisie daar. Sê alle ladings in die heelal bestaan uit 'n heel getal veelvoud van die lading op 1 elektron. So dit sê net vir jou, die lading van die elektron is die kleinste en as iets 'n lading het, dan moet jy hom gedeel deur so die lading van 'n elektron, dan kan jy so net 2 elektrone, 3 elektrone, 4 elektrone, 1000 elektrone op hom. Kan hy 'n halwe elektron op hom hê? Nee, onmoontlik. Goed, dan kan iets elektrone verloor of bykry, so 'n oormaat of 'n tekort aan elektrone. As 'n voorwerp gelaai is, meen as dit positief of negatief is, dan het hy 'n oormaat of 'n tekort aan elektrone. En om dit te bereken, gaan jy hierdie formule gebruik. Hy is op jou datavel, maar hy hoef nie noodwendig presies so te lyk nie. Hy kan ook so lyk op jou datavel, hoor, met 'n hooflettertjie. Klein lettertjie en hooflettertjie in hierdie hoofstuk, dit is 'n enigste hoofstuk in chemie, waar hulle so half enige ene kan wees, of 'n hoofletter of 'n klein letter. Verder is alles redelik spesifiek, maar in hierdie hoofstuk kan dit of 'n hoofletter of 'n klein letter wees. Okay. In hierdie formule N staan die hoeveelheid protone of elektrone 1, 2, 3, 4 miljoen, 1000. Q staan vir die lading in coulomb en klein e staan vir die lading van 'n elektron en dit gaan jy vind op jou datavel. Kyk, so dit sê daar, 'n voorwerp met 'n lading van -8 Charles NC, waarvoor staan N nou weer? Nanocoulomb. Hoeveel oormaat ladings het die voorwerp? Okay, so eers wil ek weet reg gaan, het hy meer elektrone of meer protone? Hoekom? Hy is negatief, so hy het meer elektrone as protone. Ek is nou by jou. Goed, en nou wil hulle weet, maar hoeveel oormaat het hy? So jy gaan na hierdie formule toe gaan.
Sê goed, die lading is minus 8 maal 10 to die mag minus 9. Want nano 9. Nano 9. Ek weet ek het nou baie vinnig gespring vir party van julle. Daar's nano. Ek wil teruggaan na normaal toe. So dis 1, 2, 3 spronge. So dis 3, 6, 9. Maal 10 to die mag minus 9. Dan oor die lading van die elektron. So dis, sê weer? Dis minus 9, want jy gaan, as jy gaan, jy het 1000 mm, hoeveel meter het jy? 1, so wat jy genoem het gedeel deur, is minus. Ek gaan nou vir jou sê, so dis minus 1.6 maal 10 to die mag minus 19 of 19. Waar kry ek dit? Dit is die lading van die elektron op jou dataveld. Hoe maak jy nou met jou sakrekenaar in scientific notation? Jy sê shift, setup 7 vir scientific en 5 vir 5 getalle wat jy wil sien. Wat kry jy, Pieter? 5 maal 10 to die mag? 10 elektrone. Kijk, dames en heren, hierdie is nou die hoofstuk. Ek het ergens in graad 10 vir jou gesê, jy gaan 'n hoofstuk kry wat jy hierdie knoppie op jou sakrekenaar moet gebruik, anders gaan daar nie genoeg plek wees in jou brein vir jou sakrekenaar. Dit is nou hierdie hoofstuk. So jy wil nou leer en oefen om daai knoppie te gebruik, daai 10 to die mag knoppie, as jy nie reeds het nie, daai 10 to die mag knoppie. Okay? So jy gaan intik, soos by daai breed, dan is daar 'n minus knoppie daarna kies. Hy maak iets negatief. Minus 8, dan maal 10 to die mag knoppie, en dan druk jy nie weer to die mag nie, dan sê jy net minus 9, maar die minus 9 lyk so in dieselfde vlak as die minus 10, hy lees om tot die mag minus 9. Ok, oor minus 1.6 maal 10 to die mag minus 19. Ok, want jy gaan regtig by somme kom, waar daar nie plek is, op die sakrekenaar, as jy altyd druk maal 10 to die mag, dan raak jou characters op in jou brein, in die sakrekenaar. Ek wil julle nou nog iets gesê daaroor. Ding, 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 ding. Kan nie onthou nie. Cannot remember. Ok, goed, nou vraag ek vir jou, 'n sfeer het soveel oormaat elektrone, ek onthou presies wat ek wou sê, hierdie hoofstuk, soos die vorige hoofstuk, is 'n graad 12 hoofstuk, menende, in graad 12 hersien ons nie hierdie hoofstuk nie, soos jy het nie 'n hoofstuk in jou graad 12 se labus elektrostatika nie, jy skryf net hieroor in die Junie eksamen weer, en September eksamen en November eksamen volgende jaar. So hier is ook 'n graad 12 hoofstuk waar jy nou al eintlik na graad 12 ou vraestelle toe kan gaan en voluit kan doen. OK. Goed, 'n sfeer het soveel oormaat elektrone. So hulle sê vir jou die ding is negatief. Wat is die lading van die sfeer? So ons gaan weer hiernatoe, N is Q oor E. Nou sê hulle vir jou hoeveel oormaat elektrone jy het. Jy wil die lading weet, en die lading van 'n elektron word vir jou gegee op die datavel. Nou, sê nou maar ek vir jou gesê, daar is soveel oormaat protone, of soveel tekort aan elektrone. Dan al wat jy hier gaan verander, is jy gaan in plaas van 'n minus daar invul, gaan jy 'n plus invul. Want as hy 'n tekort aan elektrone het, of 'n oormaat protone, dat hy net meer positiewe goeders, né? Ok, en dan wat kry jy vir die lading MW? Snap jy ook? Oh! Wat gaat dan? Maar het is goed. Wat zeggen we hier gekry? Minus 6,5 maal 10 to die mag minus 9. En jou eenheid? Coulomb. Of
Mooi, so dit kan minus 6.5 nanocoulomb ook wees. Okay. Goed, so wat het hy gedoen om dit te kry? Daai kie wil jy mos op jou eie hou, en hy's bo die lyn, so jy hou daar. So daai ding wat onder is, gaan jy sien toe vat en jy gaan hom maal daai kant. Nee? Kyk. Easy peasy. Graad 10 werk. Dan het ons 'n oordrag van elektrone, so as twee goeders wat ongelyk is. So jy kan sien hierso, het ek die woord gebruik ongelyke ladings, nie teenoorgestelde ladings nie, ongelyke. So jy kan ook hê positief en baie positief of neutraal en negatief. Dan is dit ongelyk, dan gaan dit mekaar shock. Dis hoekom ek in die winter, dan as jy gery het op die pad en dis 'n droë lug en dan klim jy uit en dan raak jy in die kar, dan shock jy. Ja, het dit al met iemand oorgekom? Nee, ja, elke winter met my. Ek raak nie aan my kar in die winter met my liggaam nie, ek raak met my klere daaraan. Shock jy dit nooit nie. Jy maak nie jou kar deur dit toe nie. Nee, maar dan het jy stil gestaan, dan ontlaai jy weer. En as jy gery het en die wrywing het opgebou en jy vat in jou kar, jy is neutraal, jou kar hang of op wat se grond gery het, dan waarvan jou wiele gemaak is en maar as jy kar vat, is hy positief of negatief gelaai en dan ontlaai jy en dan shock jy. Maar hier, hoe ry jy huis elke dag? Stap. Daar is 'n manier nie. Stap jy? Ja. Ek wil net soos 'n klein bietjie glo, maar ek glo dit ook. Okay. Goed, so hierso is 'n baie silly voorbeeld vir jou. So hierso is twee sfere, hierdie ene het 6 positiewe goeders en hierdie ding het 6 positiewe goeders en 4 negatiewe goeders. So hierdie een se overall lading is +2, hierdie een se overall lading is +6. So hulle albei is positief, maar hulle is nie dieselfde nie. So dan gaan daar 'n elektron oordrag plaasvind. Kan daar 'n proton oordrag plaasvind? Nee, protone kan nie kyk. Die protone bly soos waar hulle is. Nou as jy net so daarna kyk, net daar, jy kyk nie daarna nie. Ag, Pietie. As jy net so daarna kyk, dan lyk dit vir jou asof daai vir daai gaan gee. Né? Maar jy moet nie dink aan protone en positief en soos 'n plus en 'n minus nie. Jy moet dink aan hierso is 6 positiewe goeders. Hier is 2 positiewe goed wat beteken dat hier baie meer negatiewe goeders is. Okay? So omdat hy meer negatiewe goeders het, kan hy negatiewe goed skenk. Hoeveel gaan hy skenk in hierdie geval? Hy gaan 2 skenk. Want hy gaan dit doen sodat die lading van die voorwerpe gelyk is. So iets gaan 'n lading oordrag hê totdat die twee voorwerpe 'n gelyke lading het. Presies dieselfde. Nie neutraal noodwendig nie, net gelyk. So as jy hierso gaan teken, dan gaan jy sê, goed, hierdie een het 6 protone gehad, hierdie een het ook 6 protone gehad, en hulle kan nie minder protone hê nie, want protone kan nie skuif nie. Hierdie een het nou 2 bygekry, en hierdie een het nou net 2 oor. So hierdie een se algemene lading is +4, en hierdie een se algemene lading is +4. Yes? En dit word genoem die wet van behoud van ladings. Ardu, wat beteken behoud nou weer? Bly dieselfde. In Engels is dit conservation. Hou, beskerm, bly dieselfde. Moenie laat goed uitgaan nie. Okay, dit sê daar, die netto beteken nou weer, die plus en die minus, alles bymekaar getel en afgetrek. Die netto lading van 'n geïsoleerde stelsel, wat is geïsoleerde stelsel? Nou weer toe, niks kan wegraak nie. Bly konstant gedurende enige fisiese proses. Byvoorbeeld, ladings wat kontak maak of geskei word. Hoekom nie 'n chemiese proses nie? Want in 'n chemiese proses kan jy ladings laat beweeg, soos elektrisiteit. Okay, so dit sê basically vir jou, die som, wat beteken som nou weer? Som beteken plus. Die som van die ladings aan die begin is gelyk aan die som van die ladings aan die einde. Wat is die wiskundige term vir som, Rikus? Die wiskundige term vir som van? Ja, ek weet nie of ek my vraag reg vra nie. Die teken lyk so. Het julle hom al gedoen? Nee, maar goeie raad, dit beteken sigma. Sigma. Is dit?
So, die som van die lading aan die begin is gelyk aan die som van die lading aan die einde. Jy kan? So, dis hoe jy dit gaan lees. Die som van die lading aan die begin, die som van die lading aan die einde. Al die ladings aan die begin is gelyk aan al die ladings aan die einde. So, as die twee voorwerpe na mekaar raak, en dan sal nou soos 'n oordrag van elektrone totdat hulle dieselfde is, en dan het hulle nou 'n nuwe lading. En ons wil dit gaan uitwerk, daar die nuwe lading, en dit is met daai formule wat op jou datavel is. Okay, so jy gaan hierdie twee ladings by mekaar plus, gedeel deur 2 kry 'n nuwe lading. Kom kyk hoe lyk dit. Dit sê, twee metaalsfere wat ewe groot is, dra onderskeidelik ladings van 2 × 10⁻⁻11 coulomb en minus 8 × 10⁻⁻11 coulomb. Hulle word in kontak gebring en dan geskei. Wat is die nuwe lading op elke bal nadat hulle geraak het? Nou wil ek net gou na 'n bewoording toe gaan. Twee metaalsfere wat ewe groot is. Juffrou, jy sê nou hulle is ewe groot, so maak nie sin nie. Ewe groot menende in oppervlakte grootte. Nie ewe groot in hoe baie hulle gelaai is nie. Hulle moet ewe groot wees, want as hulle verskillende groottes is, dan kan die een vinniger versadig word, of die kontak, jy weet soos oppervlakte, die een kry vinniger as wat die ander verloor, soos die hele patroontjie dingetjie. So, jy sal sien in elke voorbeeld, elke toetseksamen sal hulle altyd vir jou sê 2 ewe groot ladings. Maar dit beteken nie, hulle lading is ewe groot nie, beteken net hulle oppervlakte is. Okay, so as ons hulle nuwe lading wil gaan uitwerk, nuwe lading, is die eerste een plus die tweede een gedeel deur 2. Ammonie, hoekom deel ons deur 2? Want ons 2 voorwerpe. As jy 3 voorwerpe is, jy gesê, die gedeel deur 3, 4 gedeel deur 4. So hierdie is 2 × 10⁻⁻11 plus minus 8 × 10⁻⁻11 gedeel deur 2. Kan jy dit in jou kop doen, Leandri? Ek dink jy kan. 2 minus 8 gee vir jou. Sê weer? Moenie kyk na die maal 10 to die max nie. 2 minus 8 gee vir jou wat? Gedeel deur 2? Minus 3 × 10⁻⁻11 coulomb. Easy peasy. Kijk. Dan is daar kragte tussen ladings. Ons weet dit, want as jy positiewe dinge het en negatiewe dinge, dan raak hulle aan mekaar. As jy 'n ballon het en jy maak, jy vryf hom so op klere of op jou hare, wat ook al jy trek het, so dan trek jou hare so weg. So positiewe en negatiewe goeders trek mekaar aan, né? Ja? Goed, so dit sê daar, elektriese ladings oefen 'n krag op mekaar uit. So ladings oefen 'n krag op mekaar uit. Soortgelyke ladings. Hallo. Hallo. Wat's fout? Ja. Soortgelyke ladings stoot mekaar af, so negatief en negatief stoot mekaar af, positief en positief stoot. Hallo. Dis 2 kinders. Julle sien hulle elke liewe dag. Hallo maatjies. Okay. Dis die beste deel van my. Regtig. Dis nou weer goeie ding. Maar thanks, hoor. Ja. Hulle is ook die beste deel van my dag, maar dis my kinders. Ja, okay, goed. Hierso, terug hierso. Soortgelyke ladings stoot mekaar af, positief en positief stoot mekaar af, negatief en negatief stoot mekaar af. En teenoorgestelde ladings trek mekaar aan, so positief en negatief trek mekaar aan. Okay. Nou, nuwe werk, graad 11 werk, graad 12 werk. Die grootte van hierdie aantrekkingskrag word genoem Coulomb se wet. Kom ons lees gou vinnig Coulomb se wet. Dit sê daar: die grootte van die elektrostatiese krag tussen 2 puntladings is direk evenredig aan die produk van die ladings en omgekeerd evenredig aan die kwadraat van die afstand tussen die ladings. Wat is dit, okay? Die van julle wat pas by dan. So wat klink dit? Die gravitasie. Presies, die gravitasie. Soos Coulomb met letterlik Newton se wet gaan kopie vir ladings. Newton se gravitasiewet sê
aantrekkingskrag, gravitasieskrag tussen twee voorwerpe is direk evenredig aan die produk van hulle massas en omgekeerd evenredig aan die kwadraat van die afstand tussen hulle middelpunte. Hierdie een is net elektrostatiese krag, puntladings, ladings. Kijk, so presies dieselfde definisie. Jy moet letterlik een definisie en dan gaan leer en twee keer toe gaan toepas. Jy kan sien die formule bly presies dieselfde. In plaas van 'n G het ons nou 'n K. In plaas van M1 en M2 M1 en M2 het jy Q1 en Q2. Maar, be warned, hulle is ongelooflik streng met die definisie as hulle dit merk. Omdat dit so presies is. As jy op ongeluk skryf, jy het alles reg. Jy sê alles presies wat dit is. Nou sê jy op ongeluk aan die produk van hulle massas. Dan merk jy kry nul. As jy die res van die goed reg, puntladings en hierladings en alles, jy het net op ongeluk massa gaan hê by gewoonheid nul. Okay, so wees baie versigtig wanneer jy die definisie van neerskryf, dat jy nie 'n silly fout gaan maak. Okay. Hierdie definisie maak dit vir ons sin. Dit maak vir ons sin want hoe groter die ladings is, hoe groter is die aantrekkingskrag of hoe groter is die afstotingskrag. Hoe nader aan mekaar is, hoe groter is die krag, verder van mekaar af is, hoe kleiner is die krag. Okay. Goed, so hierdie definisie, het iemand 'n vraag hieroor? Ek dink hy is super maklik. Nou, baie belangrik. Stel slegs positiewe waardes in. En hierdie moenie hier staan tip nie, hier moet staan moet. Hierdie is nie 'n juffrou Marx moet nie. Hierdie is 'n nasionale moet. As jy negatief invul, merk hulle dit verkeerd. Okay, so graad 10 werk, hierdie vorige werk, soos hier gedoen het, en daai gedoen het, daar stel jy, as dit 'n negatiewe lading is, dan stel jy jou negatiewe waardes in. Maar vanaf graad 11, 12 werk, stel jy net positiewe waardes in. Die negatief gaan vir ons 'n rigting gee, want onthou, kragte, hierdie ding is 'n krag, krag is 'n vektor het grootte en rigting. So in negatief gaan jy vir jou 'n rigting gee. Okay, is julle met my? Net positiewe waardes invul. Ek het nou nog iets vir julle gesê. Positiewe waardes invul. Nee, kom ons kyk maar hoe gaan ons hierso. Dit sê: bereken die krag tussen twee puntladings 6 mikrocoulomb en minus 4 mikrocoulomb wat 600 mm van mekaar af is. Okay. Nou hierso begin ons nou 'n bietjie meer info te kry. So gaan 'n input-tabel opstel. Die eerste lading is 6 mikrocoulomb. As kan jy mikrocoulomb werk is, moet hom gaan omskakel. So hierdie is maal 10 ter mag minus 6. Die ander lading is minus 4 mikrocoulomb, weer eens mikro maal 10 ter mag minus 6. Die afstand wat ons hier het is 600 mm. Werk ons in millimeter? Ons werk daar in meter. Nou, hierso het ek gehou van Andy se vraag in die toets, maar ek dink nie ek lekker geweet, ek weet dalk ek weet wat dit is. Dit kan baie confusing raak. So watter eenhede moet ons nou werk? Seker nou is nou meter, is nou kilometer, is nou gram, is nou kilogram. Gaan na hierdie konstant wat op jou datavel is. Nou kyk jy sy eenhede. Want dit wys jou. So as jy meter, dit sê coulomb, dit sê meter. Dit wys jou wat is die eenhede van al jou ander. En dis op. Kyk. Goed. So die millimeter na meter. Linden, hoe doen ons nou weer dit? Mooi. Maal 10 ter mag minus 3. Deel deur 1000. Kyk. So, ons sê die elektrostatiese krag. Jy sal sien party mense skryf so FE vir elektrostatiese krag. Jy hoef nie. Jy kan met liefde, maar jy hoef nie. Is gelyk aan K Q1 Q2 oor R kwadraat. Hy doen korte kilometer reg. Okay, daai K is weer eens 'n konstante want coulomb het klomp eksperimente gedoen en toe het hy grafiek getrek en toe kry hy 'n reguit lyn wat so opgaan en daai reguit lyn se gradiënt is se waarde is nou K wat 9 maal 10 ter mag 9 is. Ja. Q1 is 6 maal 10 ter mag minus 6. Ja.
Frikkie. Ek het 2 foute gemaak en toe ek die goeders ingevul het. Geef my een van hulle. Ek het nie 'n kwadraat ingevul hieronder nie. Wat is my ander fout, Amorey? Ek het 'n negatiewe waarde ingesit. Jy moenie dit doen nie. Dit is 'n positiewe waarde wat jy moet invul. Jy verander hom net na positief. Die negatief, feit dat hierdie positief is en daai negatief is, beteken die krag is aantrekkend. In hierdie geval. OK, dan Dian, as jy op het, gebruik jy 'n maal 10 tot die mag knoppie daaronder wat ek jou so mooi gewys het. Asseblief gebruik hom. Waar skryf julle eksamen, weet julle? Ek weet nie of hulle my klas gebruik vir eksamens nie. Dit is so gerus. Wat soek jy? Nee, ek Kyk, ja, Dian. OK, ek wil hê almal moet hierdie oefen om dit in te tik. As ek dit doen, is dit die maklikste ding op hierdie aarde. As jy dit doen, dan is dit minder maklik soms. Nee. Wat het jy uitgemerk? Jy het die krag tussen ladings gaan uitwerk. Newton. Want dit is 'n krag, soos as jy positief en trek mekaar aan. Ekskuus, praat jy met my? Want as jy hom gaan herrangskik, dan het jy K is gelyk aan F R kwadraat oor Q1 Q2. So jy het Newton meter kwadraat per coulomb minus 2. Ja, Dian? Wat dieselfde is as 0.6, né? Los, ek wil gesien maar jy fout gemaak het. En hierdie gaan wees aantrekkend, want krag is 'n vektor het grootte en rigting. OK. Nou. Ek kan snaai hierdie net soos Ons kan nou hierdie ene wat net klop bly. Yes. Amen. Jy gaan direk op die Kijk, goed, mooi. Right, dis sê dat 3 ladings word soos in die skets gerangskik, ja? Newton aantrekking. Okay. So nou dis nie net 2 ladings wat mekaar aantrek nie, nou het ons 3 ladings wat mekaar aantrek. Okay? Goed. So hulle sê daarso, 3 ladings word soos in die skets gerangskik. Teken 'n vrye liggaamsdiagram van al die kragte wat op A uitgeoefen, daar's lelik afgekort, uitgeoefen word. Okay, so ek gaan dit wel net hier aan die kant doen bylin. Hulle wil weet wat is al die kragte wat op A uitgeoefen word as gevolg van die ander 2 kragte. So hoe jy dit moet sien amper, is jy moet dit sien asof A kan beweeg en B en C staan stil. Okay? So A kan so of dis soos 'n magneetjie of 'n dingetjie wat kan rondbeweeg en daai 2 staan stil. Wat gaan gebeur met hierdie? Gaan hy aangedruk word, gaan hy afgestoot word, wat gaan gebeur? Okay? Dis hoe jy dit moet sien in jou kop. Okay. Wat gaan met A gebeur as gevolg van die ander 2 goeders? A is positief, B is negatief. Sê weer, wat gaan met A gebeur as gevolg van B? Nee. Hulle raak nog nie aan mekaar nie.
Hy gaan aangetrek word. So watse kant toe gaan hy? Op of af? Hy gaan op. A gaan opgaan. So daar is 'n krag as gevolg van B. Okay, dan John Marie, A is positief, C is positief. Waartoe gaan A gaan as gevolg van C? Af. So daar is 'n krag af as gevolg van C. So ons het 'n krag op, ons het 'n krag af. Nee? Is hulle ewe groot? Nee, ons dink nie so nie, want hierdie een se grootte is 6, hierdie se grootte is 2, maar hierdie een is nader as wat hierdie een is. Okay, so watter een is groter, gaan ons moet uitwerk met somme. Okay, so hulle vra daar, bereken die netto krag wat op A uitgeoefen word. Nou ons het in die vorige hoofstuk netto kragte gedoen. Onthou julle dit? Ja. So ons het hierso F net is gelyk aan en hier gaan ons sê M mal A nie, ons werk nie nou al daarmee, ons gaan by M mal A uitkom wat gaan. Okay, en ons het 'n krag van B en ons het 'n krag van C. Maar die twee goeders is in verskillende rigtings. So kan hulle net by mekaar tel nie. Ek moet 'n positiewe rigting kies. Wat kies jy by hulle? Op of af? Maak saak nie. Okay. So Bylen sê sy kies af as positief en dit maak regtig nie saak of jy op of af kies nie. Jy gaan of 'n positiewe antwoord kry of 'n negatiewe antwoord kry, maar daai positief of negatief dui 'n rigting aan. So jy gaan dit dan sê dit wil sê op, af, wat ook al. Okay, so sy kies af as positief. So dit beteken C wat af is positief en B wat op is negatief. Okay. So hulle gevra bereken die netto krag. Ek het gesien daar's twee kragte, ek het hulle neergeskryf en toe het ek hulle rigtings gaan bepaal. Hoe het ek daardie rigtings bepaal? Ek het gekyk na of hulle positief of negatief is of hulle mekaar afsit toe aantrek. So hier het ek reeds is hierso die positiewe of negatiewe lading ingesit. Verstaan julle wat ek sê? So kom ek dit nie in die som gaan insit. Hier is dit reeds in. Kyk, hoe bereken ons nou weer hierdie kragte besigheid? Dis K kie A kie B oor R kwadraat. O, daar is 'n minus daarvoor, minus plus K kie A kie C oor R kwadraat. So kan jy sien ek het nou net in my formule in plaas van 1 en 2 A en B en A en C ingesit. Kyk. Nou gaan ek dit gou net vir myself nog makliker maak. Want hierdie K en hierdie K is twee konstantes. Dis 9 maal 10 to die mag 9. Okay? Die ladingsverskil, wel A is dieselfde, so ek kan hom eintlik ook uithaal en die afstande verskil. Nou jy hoef nie hierdie stappe te doen nie. Ek doen dit want ek is die definisie van lei, maar jy hoef dit glad nie te doen nie. Okay? So ek gaan sê minus K kie A en dan gaan ek sê dit is kie B oor R kwadraat plus kie C oor R kwadraat. Kyk. Wat? Dit gaan 'n bietjie erger klink as dit fout is. Okay. So ek gaan weer en sê jy hoef nie hierdie stap te doen nie. Ek doen dit want anders raak ek confused, maar jy hoef dit nie te doen nie. So, nou gaan ek my waardes invul. K is 'n konstante op my datavraag. A is vir my gegee, dit is 1. 1 coulomb. Dis nie eers 1 nanocoulomb of 1 enigiets, dis net 1 coulomb. Okay, dan het ek hier, die lading van B is minus 2. Vul ek die minus in? Nee. Nou, ek het vir gesê die hoofstuk is maklik, hy is maklik. Die dele waar jy gaan probeer uitvang is 99% van die tyd. Hier waar jy R moet gaan invul, gaan hulle jou probeer uitvang. Okay, kom ons kyk gou. R is hier tussen A en B se R. So tussen A en B se R 4 centimeter. Werk ons in centimeter? Nee, in meter. Hoe gaan jy van centimeter na meter, Charles? Ja. So daai is 4 maal 10 to die mag minus 2. Wat moet ek nie vergeet nie? My kwadraat. En dis hoekom ek sê dis iets wat mense vergeet. Want jy voel jy het al klaar 2 gemaak. Dan vergeet jy. Plus
C se lading is 6 oor. Wat se afstand gaan ek daar invul, Dian? Agter jy gaan? Pragtig, okay, so hy het nie geval vir dit nie. Baie mense wil net inskryf 2, want hulle voel ek het nou al staan geval, dan sit mos net 2. Maar ons kyk nou tussen A en C. So tussen A en C, daai afstand is 6. 6 maal 10 to die mag minus 2 kwadraat. Okay, nou het ek ergens 'n fout gemaak, sien ek, in die vorige stap. Wat was daai fout? Sien. Nee. Dis 'n minus. Ek kan nie die minus uitgehaal het nie, want dit was nie 'n minus en 'n minus gewees nie. Sien julle dit? So as ek 'n minus uithaal, dan beteken dit hierdie ding moet dan 'n minus word, né? Nee? Wiskunde gewys. So beter maar net eintlik sê om te sê kom ons maak daai 'n minus, daar 'n minus en daai hou ons 'n plus. Kyk. Goed, wie is op het op hulle sakrekenaar? Soos dit Pieter se beurt. Ja. Nee, dit is nie min K nie, dit is minus die krag van B. Wat? Nee, dat maakt zin. Kom, tik julle dit in julle sakrekenaar ook in. Pieter is nie saam met jou in die eksamen nie. Dat ek sien aan die opgeleid. Ja, maar dat is nie nou minus nie, nee. Ja. Nee, nog, ek gaan merk terwyl jy dit toestrek skryf. Kyk, laat ons hoor Pieter, want as jy klaar is, is ons klaar vir die dag. Almal wag net vir jou. Nou pressure. Het julle almal dit ingetik in julle sakrekenaar? Ja. Nee, jy moet presies dieselfde waarde kry, jy gaan net 'n minus kry. Jy moet presies dieselfde waarde kry. Jy moet presies dieselfde waarde kry. Hoe wil sê nie? Ik moet kijken van je Nee, het die rigting gekies as positief. O, jy sê afstotend of nee, mens sê afstotend, jy sê af. 3,75 ja. 3,75 maal 10 to die mag 12 Newton afwaarts. Hoekom afwaarts? Want ons het afgekies as positief en ons het 'n positiewe waarde gekry. Verander. Wat skryf jy?